Baie dankie Arno, goeiemôre van my kant af, is lekker om julle almal te kan sien. Ja, miskien net so een of twee goedjies sê wat net bietjie terugvoer. Laasweek was ons daar by Doxa Deo Langeberg en ons het die nuwe persoon Christian en sy vrou en gesin het ons daar toegewy en hulle gaan nou daar verder werk vir die Here. So ek vra ek vir jou, kom ons bid vir hulle, kom ons seën hulle en daar was van die vennote toevallig van ons gemeente was daar 'n familie daar en dit was lekker om julle almal net daar te kan sien en kom ons wees net deel daarvan. Dan het ek baie opgewonde nuus wat ek vandag met jou wil deel. Nou ja, soos jy Mosselbaai toe ry, so weet julle waar is die Hartland landgoed en julle sien die skool is besig om daar op te gaan. Nou julle sal onthou dat ons het al vir die afgelope 3 jaar eintlik gesê dat Doxa Deo is deel van die Dalmar. Hulle het ons gevra om die skool te ran, so ons en Mos gaan saam die skool ran. Ons het in die afgelope 2 weke het ons 'n hoof aangestel en nou is die gedagte met die skool is dat ons hoop om volgende jaar vanaf graad 1 tot en met graad 3 laat ons daar sal begin. So as jy van mense in daai omgewing weet, dis 'n Afrikaanse Christelike skool wat in daai skool wil inskakel en dit, dan kan jy vir hulle noem daarvan en hulle kan daarna gaan kyk. Maar die ander goeie nuus wat ek vir jou wil gee is dat ons gaan ook nog 'n kampus, nog 'n kerk, nog 'n gemeente gaan ons in die Hartland landgoed in die skoolsaal gaan ons plant. So ons is verskriklik opgewonde daaroor in daai omgewing Outeniqua Bosch en Monte Cristo. Daar's eintlik geen kerke in daai omgewing nie. So ons gaan die eerste kerk daar vestig. Nou dis ons, né? Julle is by my. Ons die tuinroete. Ons het in die afgelope 4,5 jaar wat hy is, het ons 3 kerke geplant en ons plant nou die 4de een, want dis wat ons doen. Ons plant kerke want die kerk is die voertuig waarin God sê hy sy menigvuldige wysheid aan die wêreld wil bekend maak. En ek gaan vir julle al hoe meer nuus daaroor gee. Skakel asseblief ook in daarbey. Dalk sit van julle hier en jy glo sterk in kerkplanting. En jy wil ons dalk vir die eerste 2 of 3 maande wil jy kom dien daar en ons kom help daar en dan kan jy weer terugkom. Sê vir ons gaan jou al die inligting gee en bid ook saam met ons. Die beplanning is, nou jy weet hoe's bouers, maar die beplanning is dat hulle hier in November gaan klaar wees en dan kry ons die dop van die skoolsaal en dan met ons die skoolsaal as Doxa Deo toerus. Dis die ooreenkoms met die huur daar van die gebou en alles. So opgewonde, so bid asseblief saam met ons. Daar's 'n klomp prosesse wat moet afskop. Onthou, ons het niks. Ons moet nou begin. Elke onderwyser moet opgelei word, elkeen wat by die deur staan, elke teelepel, elke koppie, elke piering moet aangekoop word. So bid asseblief saam met ons vir die proses, maar ons hou julle op hoogte. Maar is dit nie great nie? Ons plant kerke, dis wat ons doen. Ja. Nou, ons is besig met 'n reeks verbeel jou. Verbeel jou. Verbeelding. Dit is die eerste keer in my lewe dat ek 'n reeks doen met die tema. Maar ek moet vir jou sê, in die afgelope toe ons nou begin voorberei het aan die reeks, die verbeel jou, verbeelding, het my regtig aangegryp. Want die feit bly, elke ene van ons wat hier sit, het verbeelding. Ek het altyd gedink, omdat ek nie kreatief is nie, ek is nie vreeslik kreatief, het ek nie eintlik verbeelding nie. Maar toe begin ek iets te verstaan, maar ek is in die beeld en die gelykenis van God gemaak. En God is 'n God van verbeelding. Daarom het ek die vermoë om myself te verbeel. En toe ek nou begin kyk na die Bybel en ek begin daai bril van verbeelding opsit, toe kom ek agter, maar eintlik is die Bybel 'n boek van God se verbeelding, wat mense probeer vasvang het en skryf, oor wat in God se gedagtes aangaan, die prentjies wat hy sien, soos in die hemele, soos hy dit sien, want hy staan reeds in die toekoms, en toe as gevolg van Jesus Christus, wat gesterf het en opgestaan het, toe kom breek daai toekoms, en daai verbeelding van God, en hoe hy dit sien, en hoe hy sien, ons moet hier op aarde wees, en hoe ons dit moet leef, begin nou uitdrukking te vind hier op die aarde, en die agent wat hy gebruik, of die voertuig wat hy gebruik, is die kerk. En toe begin ek die Bybel in daai oë, met daai brille te lees, en toe kom ek agter, hoeveel beeldspraak, metafore, stories,
wat jou verbeelding aangryp. Paulus sê, ek bid dat julle verligte oë van julle verstand sal hê. Die hele Bybel is eintlik vol van hierdie, dat ons as mens het die kapasiteit om ons te verbeel, en toe besef ek, my eerste pastoor het altyd vir my gesê, alles begin in die onsienlike. Alles begin in jou verbeelding. Niks wat hier bestaan, het nie ergens in iemand se kop 'n prentjie begin nie. En toe begin ek die Bybel anders te lees en net te sien dat God het vir ons hierdie kapasiteit gegee om te kan sien, om te kan visualiseer. Verbeelding in die Bybel is 'n kragtige gawe van God wat ons help om geloof te leef, sy beloftes raak te sien en die woord dieper te verstaan. Geloof en verbeelding is eintlik een ding. Dis en die onsienlike, Hebreërs 11 verduidelik dit so mooi. Hy sê geloof is dan 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie. Verbeelding help ons om op God te fokus. Hoeveel keer in die Ou Testament en die Nuwe Testament is daar profetiese visioene, profete soos Daniël, Jesegiel, Johannes in Openbaring het sterk verbeelding, simbole gebruik om God se gedagtes vas te pen en God se toekomstige planne vir die mens bekend te maak. Die koninkryk van God, Jesus het gelykenisse gebruik om mense se verbeelding te prikkel, sodat hulle 'n nuwe werklikheid van God se liefde hulle kon indink. Een van die grootste gawes wat God vir ons gegee het as mens, is die gawe om jou te kan verbeel. Die vermoë om dinge, prentjies in jou kop te kan sien, om te kan dink, om te kan ontwerp, die gesprek in jou kop, in jou gedagtes. En die rede hoekom ons hierdie vermoë het, is omdat ons in God se beeld en gelykenis gemaak. En hy het daai vermoë gehad. Ek meen die Bybel begin by die aarde was woes en leeg. En toe stuur hy sy gees uit. Hy het 'n prentjie in sy kop gesien. Van alles was woes en leeg en 'n chaos, 'n empty nothingness, sê die Bybel. En hy het 'n prentjie in sy kop gestuur en dis toe hy sy gees uitstuur en die gees het begin skep. En so het die skepping plaasgevind, want hy het hierdie prentjie gesien. En toe sê hy die skepping, toe hy dit alles gemaak het, toe sê hy dit was goed, en toe maak hy ons die mensdom, en toe sê hy dit was baie goed. Hy het ons uitgedink, hy het ons uitgedroom. Jy's die droom van God. Jy's die verbeelding van God, dit wat hy gesien het. Alles begin in jou verbeelding. As jy net dink aan jou lewe, niks word werklik as iemand nie daaraan gedink het nie. Jou besigheid wat jy het, jy het dit gedroom, jy het 'n prentjie, jy het iets gesien. Jou familie wat jy het, jy sien iets, jy werk na iets toe. Elke skildery, elke musieknoot. Dit alles het een ding in gemeen. Iemand het dit in sy verbeelding gesien. Niks gebeur as dit nie eers begin by 'n verbeelding, by denke nie. Dit begin ergens in iemand se kop. En die Bybel is geskryf deur mense wat die prentjies, die verbeelding wat in God se kop aan die gang is, as mense dit so kan sê met groot respek, verbeelding, dit wat hy oordink en droom, om dit vir ons in menslike woorde te kom sê, en nou kom Christus, en nou word hy die beeld van God, hy word die afdruksel van God, en hy kom wys ons van hierdie gedagtes, van hierdie verbeelding wat in God se kop aan die gang is, kom druk hy vir ons uit, en as jy hom gesien het, sien jy die Vader, dan sien jy, dan hoor jy, dan luister jy, dan lees jy die 4 evangelies, en dan kom jy agter wat in die verbeeldingswêreld van God aangaan. Is so mooi, en oral in die Bybel, Jesus het gelykenisse gebruik. Hy vertel stories, hy probeer. As ek vandag met jou praat en ek sê vir jou, ek was nou die dag by mense en toe ek by hulle hek aankom, toe storm daar 'n groot hond op my af. Dit was 'n swart hond. En toe hy so aangehardloop kom, toe kom hy, wat mense, daai slijm goed so, en hy blaf en hy kom. En ek besef, hy's aggressief, Rottweiler. Groot, storm op my af. Jy het klaar 'n prentjie. As ek vir jou nou sê, koue, ys, borrels in jou keel.
het 'n prentjie. Jy het die vermoë om jouself te verbeel. En dis waar hierdie reeks gaan, en laasweek het Arno met ons gepraat, en het hy gesê, een van die prentjies, as jy die woord hoor, kerk, wat kom in jou gedagtes op? Wat 'n verprentjie? Party het goeie prentjies, party het slegte prentjies. En jou ervaring bepaal baie keer daai prentjie wat jy het. Maar hier's die ding, die vraag is nie, wat dink jy nie, gaan in jou verbeelding aan. Die vraag is, hoe dink hy oor hierdie prentjie? As hy die woord kerk gebruik, wat was in sy gedagtes? Want dis wat in sy gedagtes aangaan, wat die Bybel vir ons probeer beskryf en te verbeeld, en nou moet ons dit kom uitleef. Dis die vraag. So het ons laasweek stil gestaan, onder andere, kom ek lees net eers vir jou dit, net nog om beelde en prentjies en goedjies, voordat ek vir jou nou oor kerk praat. Hy sê, hoor hoe skryf hy in 2 Korintiërs 10, onthou ons werk hierdie jaar, ons uit 1 Korintiërs, 2 Korintiërs. Hy sê, die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig, en elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Onthou, kyk hoe skryf die King James dit, eintlik King James omtrent die naaste aan die oorspronklike vertaling. Hy sê, casting down imaginations. Beelde wat mense in hulle kop het, redenasies, wyshede oor God. Hy sê, casting, daai imaginations, kom God en hy vervang dit in Jesus Christus. Daar's vestings, redenasies, skanse wat opgerig word teen die kennis van God. En nou kom God en hy kom in die Nuwe Testament en hy sit in ons die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat gesweef het op die aarde toe dit woes en leeg was. Hy kom sit nou in die Heilige Gees in ons. Elkeen wat sê ja vir Jesus Christus, ontvang die Heilige Gees. En nou help die Heilige Gees ons met hierdie prentjies in ons kop om ons gedagtes te belyn met hom, met sy gedagtes. Dis wat hy probeer doen. En soos ek sê, laasweek het Arno gepraat oor kerk. En een van die kernskrifte wat ons gebruik het was Matteus 16:18. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Daai woordjie kerk, ekklesia. Daai woordjie ekklesia beteken 2 woorde saamgestel, roep en uit. Ons is die uitgeroepenes. En die kerk word die voertuig wat hier op aarde met al sy gebrokenheid en alles, leef ons hier op aarde met die fondasie, met die nuwe gebod, liefde, en ons is lief vir mekaar, en ons kom nie met strydwapens en kanonne en oorlogswapens nie, maar ons wapen is die liefde van God, en oral op die aarde sit hy die kerk, sit hy sy voertuig, bestaande uit hoeveel mense uit, en sodoende leef ons, verkondig ons Jesus Christus, die prentjie wat in God se kop was. Kyk, vandag wil ek dan verder gaan met die een prentjie was aan kerk laasweek. Die volgende prentjie wat ek vandag met jou wil oor praat is dat jy moet verstaan dat jy word deel van God se familie. Dis die grootste probleem in Suid-Afrika, ons kom kerk toe. Ek gaan Sondag kerk toe. Nee. Kerk is die voertuig van God, maar kerk bestaan uit 'n familie. En jy moet verstaan, word nou deel, die dag as jy sê ja vir Jesus Christus, sê jy ja vir sy familie. Jy word deel van 'n nuwe familie. Nou, vir ons vandag, 2000 jaar na Jesus se dood, as ek dit nou vir julle sê, dan roer dit jou nog glad nie, want ja, dis logies, Jakob, ons het ons al baie daaroor gepraat. Maar jy moet verstaan dat toe Jesus Christus na die aarde toe gekom het, en toe hy sy koninkryk aangekondig het, en hy begin die metafore en die stories vertel, van hoe hy familie sien, was dit revolusionêr skokkend vir sy gehore. Want in die gehore waarmee hy gepraat het, die Jode, onthou, jy kon net op een manier deel word van die Joodse familie, en dis deur jou bloedlyn. Jy moes deel gewees het van die kinders van Abraham.
12 geslagte. Jou bloedlyn het alles bepaal. Daarom skryf Paulus in Filippense 3. Hy sê, as julle wil roem, kom ek vertel julle ook wees, ek is ook 'n egte Israeliet. Ek kom uit die stam van Benjamin. Ek is op die 8ste dag besny. Hy sê in my opvatting 'n ware Israeliet. Ek was 'n fariseer in my wetstoepassing. Maar dan skryf hy verder, dan sê hy, al daai goed was vir my belangrik, maar ek beskou dit nou as drek, as dan, sodat ek Christus Jesus my Here kan ken. Jy moet verstaan, vir die gehoor waarmee hy gepraat het, dit was vreemd. Dit was vreemd. So, as jy nou byvoorbeeld lees, kom ons lees net Korintiërs, waar Korintiërs begin, 1 Korintiërs 1. Hy sê, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel, God roep ons almal, God roep ons om deel te word van sy missie, apostel van Christus Jesus, onthou, Christus is nie sy van nie, Christus die gesalfde koning, Christus Jesus, nou hoor nou, en die broer, nou begin hy familietaal gebruik, broer, Sostenus, dankie Here, jy het nie so 'n naam nie. Good morning, can I please speak to Sostenus? Kan jy dink hoe's daai oproepe as hulle goed aan jou wil verkoop? Hy sê, en die broer Sostenus, en aan die gemeente, daar sê hy laasweek, Ekklesia, uitgeroepenis, van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heilig is, saam met almal wat op elke plek die naam van Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en onse Here, hulle Here, onse Here, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en Here Jesus Christus, familietaal, broer, suster, onse Vader, familietaal, die Bybel, die hele Bybel, Nuwe Testament is vol familietaal, familietaal. Jy moet besef, jy word deel van 'n familie. Jy behoort aan 'n familie, nie op grond van jou bloedlyn nie. Nie op grond van die feit dat jy behoort aan die geslag van Abraham nie, maar op grond van die feit dat jy behoort aan Jesus Christus. Daar's 'n ander bloedlyn. Daar's 'n nuwe bloedlyn. Kom ek vat jou net gou terug. Ek het dit net gisteraand, toe dink ek kom ek praat net gou meer daaroor. Onthou jy hoe God vir Abraham geroep het? Genesis 12. En ek sal jou 'n groot nasie maak. Onthou, Abraham en Sarah was oud, hulle kon nie kinders hê nie. En jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte, nie net die Jode nie, al die geslagte geseënd wees. God maak hy reeds die uitspraak, maar die ouens het dit verkeerd verstaan, want as jy Genesis 3 tot en met Genesis 11 gaan lees, dan sien jy hoe die bloedlyn geloop het. En toe, ons weet, God het 'n sekere plan gehad oor die mensdom. Hy kies 'n volk uit, hy kies Israel uit, sodat hulle eintlik 'n vertoonvenster moes word vir die hele wêreld. Maar toe weet ons, toe loop al goed skeef, die mense is ongehoorsaam, die curse kom, en nou kies God, en nou vernietig die curse al hierdie goed, wat hy deur hierdie volk wil doen. Nou kies God, luister nou mooi, hy kies 2 mense, wat nie kan kinders hê nie, en hy kies hulle en sê, uit julle wat nie kan kinders hê nie, gaan ek vir my 'n volk bou. En hy noem Abraham die vader van geloof. En hoe begin die Nuwe Testament, Matteus 1 vers 1, Jesus Christus, die vervulling van die belofte. Wat is die vervulling van die belofte? Die vervulling van die belofte, hy is die seun van Abraham. En nou word ons, deur die bloedlyn van Christus, word ons nou almal deel van die geslag, van die familie van God. Nie op grond van jou ras, of van waar jy kom, of jou herkoms nie, maar op grond van die feit dat jy geloof het in Jesus Christus. Jy is deel van 'n nuwe familie. Dis dalk hoekom Paulus skryf, Galasiërs 3 vers 8, en omdat die skrif dit vooruitgesien het, prentjie, verbeelding, die skrif, dat God die heidene op grond van geloof regverdig verklaar is. Dis hoe ek en jy hier sit. Geloof, nie op grond van ons bloedlyn nie. Het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig, in jou sal al die nasies geseënd wees. En wanneer Jesus op die toneel kom, dan begin hy hierdie vreemde, revolusionêre, ander familietaal gebruik, met almal. Dit het die mense, hulle kon nie verstaan nie. Kyk hierso. Hy het self
God se familie nie geïdentifiseer. Matteus 12 vers 46. Terwyl Jesus nog met die skare praat, het sy moeder en broers, dis nou sy bloedfamilie, onverwags buite gestaan en wou hulle met hom praat. Iemand het vir hom gesê, kyk, u moeder en u broers staan buite en wil met u praat. Maar hy het die een wat het vir hom gesê het geantwoord, wie is my moeder en wie is my broers? Het hy demensie gehad? Was daar fout? Wat bedoel hy? Kan jy dink hoe daai ou hom aangekyk? Hoorie wel, hierdie was gister nog jou ma en jou broers. Wat gaan nou aan? Dan sê hy, toe het hy sy hand na sy disippels uitgesteek, met die woorde, kyk hier, is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die onsienlike, die is my broer en my suster en my moeder. Ons is nie deur 'n bloedlyn, ons is deur die bloed van Jesus Christus gevorm. En jy moet vandag verstaan, jy is deel van 'n nuwe familie. Daarom sê ons dit honderde kere in Doxa Deo, jy is eerstens 'n Christen. Tweedens is jy 'n Afrikaner en derdens 'n Botha of 'n Van der Merwe of whatever. Jy's eerstens, jy behoort nou aan 'n familie. En omdat jy in 'n familie behoort, hoekom drink ons koffie saam? Hoekom doen ons hierdie goed saam? Sodat jy kan voel jy's deel van 'n familie. Dit is hoekom ons altyd sê, skakel by 'n gemeente aan, skakel by 'n familie aan. Wees deel van daai familie en besef dit, jy kom nie net hiernatoe nie, jy skakel in. Jy word deel. Dit was die prentjie, dit was die verbeelding wat in God se gedagtes is. Want as jy 'n vreemdeling inkom en hy beleef iets van hierdie familie, dan sê hy, Here, dit is so anders as mens wees. Wat is die grootste uitdaging in ons samelewing? Eensaamheid. Eensaamheid, wat lei tot hoeveel siektes? En nou kom die Here, en hy droom oor 'n familie. Hy noem dit sy eklesia, sy uitgeroepenis, sy kerk, maar dit is ook sy familie. Maar dan moet jy, dit vat effort om deel te wees van 'n familie. Ek het 5 kinders. Luister, kan ek jou vandag vertel, dit is soms 'n gemors. Veral as die gultjies hier by graad 9 word. Die Here weet, mens kan nie met hulle uithou nie. Of die seuns graad 11, jy wil mal word. Dis die hele tyd 'n gearmdruk en 'n gearmdruk en dan moet ons praat en dan moet ons inkom. En skielik as hulle hier 25 kom waar hulle nou is, dan word hulle vreeslik slim en dan is ek die slimste. Maar dit was baie keer 'n gemors. En dan moet ons familievergaderings reël en ons met mekaar praat. Het jy gedink daar's iets soos 'n volmaakte kerk? 'n Volmaakte eklesia? Nee, dis familie, maar is hier in hierdie familie waar ons inoefen, hoe werk ons met mekaar? Hoe gaan ons om met mekaar? Hoe praat ons met mekaar? Hier stoei ons, want dis maar eintlik net met die basis van liefde 'n inoefen vir die altyd, die onsienlike gaan die familie ook wees. So die ou waarvan jy nie hou nie, word dalk jou buurman. Leer eer nou om met hom oor die weg te kom. En luister, dit vat effort. Dis effort, want elkeen wat die wil doen van my Vader in die hemele, die is my broer. In Johannes 3 sien ons hoe Jesus met Nikodemus praat en dan vir hom sê, Jesus het hom geantwoord, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie uit 'n maag nie, uit 'n vrou uit nie, hy sê, kan hy die koninkryk van God nie sien nie, hy kan nie. Dis waarom Johannes, dan ook in Johannes 1, as hy oor menswording van Jesus skryf, dan sê hy, maar aan almal wat hom aanvaar het, ou vertaling, wat hom aangeneem het, die het hy die reg gegee, nie op grond van jou bloedlyn nie, maar op grond van jou geloof. En verstaan jy vanoggend hier, wat hier sit, jy, as gevolg van jou geloof, die feit dat jy gesê het, Jesus is my koning, as gevolg van jou geloof, het jy nou deel geword van 'n nuwe mensefamilie, 'n nuwe uitdrukking van die menseras. Verbeel jy.
toe Jesus uit die dode uit opstaan, toe kom Maria mos daaraan. Toe sê hy vir die volgende boodskap. Hy sê, moet my nie langer vashou nie, onthou Maria sy ma. Moet my nie langer vashou nie. Want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar wat sê hy? Familie, hy praat 'n vreemde taal. Hy sê, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader, na julle Vader, na my God, julle God, familietaal. Hy sê vir my broers, my Vader, julle Vader, my Vader, julle Vader. Hy is deel van 'n nuwe familieras, wat God besig is om hier op aarde te vestig. En jy moet tot daai besef kom, dis nie jou prentjie oor familie nie, dis nie jou prentjie, dis sy prentjie oor familie, dis sy prentjie oor kerk, dis sy prentjie oor eklesia. En nou identifiseer ek, ons praat in Doxadeio, identifiseer ek my met die prentjie van God, en ek word deel, en ek neem verantwoordelikheid op, en ek doen alles in my vermoë om deel te wees van hierdie prentjie. Ek identifiseer my met daai prentjie, wat in sy verbeelding is, identifiseer ek my, en ek doen alles in my vermoë om nou deel te wees van hierdie prentjie. Dis hoekom Paulus skryf, Galasiërs 3, vers 26, want deur geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Deur geloof, nie deur 'n bloedlyn nie. Hy sê, want julle is in Christus gedoop, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daarom, dis revolusionêr anderste. Vir ons ons lees die skrifte baie anderste. Daai tyd, vrou het niks beteken nie, kinders het niks beteken nie, hulle kon nie besigheid gedoen het nie, geen regte gehad het nie, niks. Vandag is baie anderste. Hy sê, daar is daar nou, in hierdie nuwe familie, nie meer Griek of Jood nie. Daar's nie meer slaaf of vryman nie. Daar's nie meer manlik of vroulik nie. Maar julle almal is een in Christus Jesus. En jy moet verantwoordelikheid opneem. En besef, jy is deel van die familie, en die familie word nou die draers. Ons is die lig, ons is die sout. Ons word nou die draers van hierdie plan van God. Dis hoekom ons in Doxadeio praat van, en nou ook daar gesien, we are a family on a mission. Die evangelie van Jesus Christus nooi mense altyd in die familie in. En daarom skryf Paulus, hy sê, ek bid die Here dat julle verligte oë van julle verstand sal hê, in Efesiërs 1. En nou wil ek jou gou vir 'n oomblik vat en sê, mag ons sien soos God sien. Mag ons onsself verbeel soos God verbeel. Kan jy jouself verbeel, jy's nou deel van hierdie familie, en jy word môreoggend wakker met hierdie diep wete, hierdie diep wete, dat jy nooit alleen, ooit weer alleen, deur hierdie lewe sal gaan nie. Want jy is deel van 'n familie, God se familie. Wanneer jy kinders by skool aflaai, weet jy, daar is mense wat vir hulle sal bid. Ons gebedsouens, hulle bid elke dag vir die gemeente. Elke woensdagoggend kom hulle 5:30 by mekaar by die kantore, bid saam. Jy is welkom om 1 keer of 2 keer deel te wees daarvan. Maar daar's mense, om te weet, as ek my kinders aflaai, daar's mense wat bid vir my kinders. Daar's mense wat bid vir my, hulle dra my in gebed. Dis familie. Wanneer jy by die werk instap en die druk hou nie op nie, en jy beleef hierdie druk, weet jy, daar is familie wat vir jou bid. Ons het nou vennote wat in die kampus is, wat deur geweldige siektes gegaan het. Maar hierdie familie het vir hulle kos aangery terwyl hulle siek is. Hierdie familie het buite hulle huis gaan staan in die estate en vir hulle gebid. Van julle wat hier sit, was in die hospitaal die afgelope paar weke. Die familie het jou besoek, want dis wat familie doen. As my kind sy vinger raak slaan en hy beland in die hospitaal, dan kom ek nie eers na, as hy uit die hospitaal uitkom, 3 weke later, ek hoor jy het jou vinger raak geslaan, hoe raad jy? Nee, as hy in die hospitaal is, dan is ek daar. Ek's daar. Dis familie. In moeilike tye stap ons saam, maar jy moet besef, jy is deel van daai familie. Dit gaan 'n effort van jou kant af vat. Niks met jou persoonlikheid, ekstrovert of introvert te doen nie. Dis 'n geloofsaak, dis 'n verbeeldingssaak. Wanneer die telefoon lui en die dokter vir jou slegte nuus gee, hoef jy nie eers te wonder wie jy moet bel nie. Jy weet, jy bel jou familie. Hierdie is jou nuwe familie. Beteken jy skryf jou ou familie af nie. Beteken net jy verstaan. Hierdie is familie. Hulle bid saam, hulle help saam.
Verbeel jou die weduwee eet nie meer alleen nie. Die student hoef nie alleen deur die eksamentyd te worstel nie. Die jong mense hoef nie alleen uitbranding te trotseer nie. Die bejaarde hoef nie alleen siek te wees nie. Dis hoekom ons 'n ruk terug gesê het, ons het mense in die gemeente, hulle kan nie meer op 'n Sondag hier sit nie. Hulle het nie die vermoë om so lank te sit nie. Daarom stuur ons nou van ons familielede na hulle toe en gaan bedien hulle met nagmaal. Want hulle is deel van die familie. Dis wat familie doen. In tye van swaar kry trek ons saam en ons staan by mekaar. Ek het altyd vir my familie gesê, vir my huidige bloedkinders, ek het vir hulle gesê, ons as familie staan by mekaar. As een swaar kry, vergeet van jou moeilikheid, nou help ons hierdie persoon. Nou trek ons saam. Familie. Verbeel jou, jy stap Sondag by die kerk in, nie om die diens by te woon nie, maar om jou familie by mekaar te kom. Jy's bly om hulle te sien. Jy kan sê, dit voel of ek huis toe gekom het. Dit voel of ek behoort. Familie is nie 'n perfekte plek nie, maar is 'n plek waar almal groei, waar vergifnis vinniger is as bitterheid, waar vrygewigheid sterker is as selfsug, waar waarheid altyd saam met genade kom, waar mense nie net vir mekaar bid nie, maar saam met mekaar leef. Jy behoort, jy's seun, jy's dogter, jy's deel van die familie. Dis 'n nuwe manier van mens wees. Verbeel jou, probeer verstaan wat in God sy kop aangegaan het, as 'n mens dit so kan noem, in sy gedagtes aangegaan het. Wat het hy verbeel? Hoe dink hy oor familie? En nou sit hy ons hier op aarde, die kerk, sy voertuig, en ons leef hierdie familiegevoel in alle krisisse uit, of dit in die Gaza is, en of dit in Oekraïne is, of dit in Rusland is, oral waar Christene is, leef hulle die familie, en met dit wat hulle het, werk hulle. Liefde is die basis, en sodoende trek ons mense in, en hulle beleef iets anderste van mens wees. Ons maak ons oë toe. En ons probeer in hierdie reeks jou stuur, dat hoe jy oor kerk dink, en hoe jy oor familie dink. Miskien is dit reg, ek weet nie, maar is dit ooreenkomstig die verbeeldingswêreld van God? Dis ook hoekom Paulus skryf in Efesiërs 3 vers 20, wat die mag het om te doen ver bokant wat jy kan dink of droom, wat jy kan imagine. Hy is selfs groter as jou verbeelding. Hy gaan jou verbeelding stretch. Kerk is dalk anders as wat jy gedink het. En dis wat ons poog om hier te doen. Ons glo die Here het ons hiernatoe gestuur, na hierdie tuinroete toe, om kerke te plant. Orals. Kerke te plant. En saam met al die ander lewegewende gemeentes, word ons uitdrukkings van hierdie verbeelding van God, hoe hy gedink het dit moet wees, met die basis van liefde. En wanneer mense vreemd hier inkom, moet hulle iets beleef van familie, van warmte, van regtig omgee. Want dis hoe ons die wêreld gaan bereik. So Hemelse Vader, ons is gemaak in die beeld en die gelykenis. Ons het die vermoë om te verbeel, ons verbeelding te gebruik. En U sit die Heilige Gees in ons, wat ons sal leer en lei, wat ons verbeelding, ons sal die prikkels, die prentjies, die simbole, die metafore, die stories, wat in ons koppe aangaan, te vorm. En praat met ons in hierdie week en vat ons op pad, dat ons ook iets sal verstaan
familie, van broers, van susters, is nie net leë woorde nie, maar as 'n diep betekenis, commitment, inoefen aan dit. Hoe kan dit wees in ons land dat 81% van ons mense sê hulle is Christene? Maar daar is soveel hartseer en pyn en moord en korrupsie. Hoe kan dit wees? Waar is die kerk? Waar is die liggaam? Waar is die familie? En help ons om hierdie, dit wat jy gesien het oor familie, om dit in te oefen, hier onder mekaar, elke volk, en nasie en taal, kleur en geur. Ek bid dit vir ons almal. Dankie Here.